Goeiemôre en baie welkom Stefan Barkhuizen en Etta Grobler Loggies, al die ander. Môre is lekker om julle te sien. Suid-Afrikaanse nuus. Suid-Afrika bevind hom in die middel van 'n internasionale twis weens die gesamentlike militêre oefeninge met Rusland, China en Iran in Simonstad. En die kern daarvan is natuurlik daai Russiese korvet Stoichkei en vaartuie van Iran se Islamitiese Revolusionêre Wagkorps wat deelneem aan die oefeninge wat deur China gelei word. En nou waarsku die DA teen ernstige diplomatieke en ekonomiese risiko's, veral weens die deelname van Iran, 'n gesanksioneerde entiteit. En hulle beskuldig minister Ronald Lamola van opsetlike nalatigheid wat Suid-Afrika se bande met sy grootste handelsvernoot, die EU, kan skade doen. Lamola ontken dit natuurlik dat die oefeninge vyhandige gebaar is en hy voer aan dis deel van Suid-Afrika se multilaterale buitelandse beleid en hy het ook kritiek op Amerika verskerp. Die Suid-Afrikaanse nasionale weermag het natuurlik onder skoot gekom nadat 'n foto gewys het hoe die Suid-Afrikaanse vlag onderste bo gehys is tydens die verwelkoming van hierdie skepe. Die Suid-Afrikaanse regering sê hy sal nie mense keer om te emigreer nie, maar hy verwerp die karakterisering van Afrikaners as vlugtelinge. President Donald Trump wat beoog om teen Oktober 2026 vanjaar so wat 7.500 Afrikaners in Amerika te vestig, waarvan so wat 1000 reeds daar is. Nou is die regering se standpunt, aldus adjunkminister Alwyn Botha, dat die program geen gronde het in die internasionale reg nie en 'n nasiebou ondermyn. Hy waarsku dat mense wat op hierdie program vertrek dalk nie weer maklik na Suid-Afrika sal kan terugkeer nie. Vraag is natuurlik, wil hulle? Daar is dan natuurlik ook nou spanning, want 7 Keniaanse burgers is gedeporteer nadat hulle onwettig by 'n administratiewe sentrum vir hierdie program in Suid-Afrika gewerk het. President Cyril Ramaphosa het tydens die ANC se 114de bestaansjaarvieringe uitgevaar teen 'n raserige minderheid wat volgens hom leuns oor wit volksmoord versprei. Dr. Dirk Herman van Solidariteit het die president toe uitgedaag na 'n gesprek in die Bokskruit van dialoog en gesê die president ignoreer alle versoeke vir Suid-Afrikaanse oplossings en Solidariteit voer aan die regering se raswette is die rede vir die gespanne verhouding met Amerika en nie die optrede van die burgerlike organisasies nie. 'n Vloedwaarskuwing vir die Laagveld en die Kruger Wildtuin, oranje vlak 9 waarskuwing is uitgereik vir dele van Limpopo en Mpumalanga weens verwagte uiterste reënval. Daar's 'n risiko, sê meteoroloë, dat dit die ergste vloedgebeure in dekades kan wees. Op plekke kan meer as 400 mm reën binne 72 uur val. Nou word daar voorsorg getref in verskeie kampe in die Kruger Wildtuin is reeds ontruim en grensposte met Mosambiek en Zimbabwe is al gesluit. Nou interessant dat daar vanaf die Suid-Afrikaanse Nasionale Weerdiens 'n reaksie was op hierdie waarskuwings om te sê maar dit is vals nuus. Maar die reën, die val aanhoudend. Hier by ons is dit verstaan nou nog nie 'n oomblik sonder reën gewees al van gister af nie. So hier is baie reën besig om te val en daar waar ons in Mosambiek was, sê die mense vir ons reën dit ook onophoudelik. Jy kan nie die slaggate sien as jy terugry op daai nasionale pad van Bara af Maputo toe en dan uit die Suid-Afrikaanse grens toe. 'n 42-jarige man wat 'n nabye familielid is van Juanita Vermeulen verskyn vandag in die hof. Vermeulen se lijk is Saterdag met veelvuldige steekwonde in die kattebak van haar BMW in Brackenhurst in Alberton gevind. Tragiese gebeure daar. Jy kan net nie glo dit sulke goed. Waar in watter wêreld ons leef nie.
Dan het die polisie 'n skuilplek van transito rowers in Meadowlands, Soweto opgespoor nadat 'n geldwa in Rodepoort met 'n Mercedes-Benz van die pad afgestamp en oopgeblaas is. Daar was 'n hondeaanval in Durban en 'n man is in 'n kritieke toestand nadat hy in sy eie erf deur 5 honde aangeval is wat hom vermoedelik vir 'n inbreker, aangesien het. Discovery Health het na 'n week van hewige kritiek en druk van vakbonde soos MISA aangekondig dat hy die volle koste van 'n stelselfout wat lede duisende rande gekos het self sal dra. Gayton McKenzie, die minister van Sport, Kuns en Kultuur, het die Suid-Afrikaanse paviljoen by die Venesië Biennale oorgeneem en 'n kunswerk deur Gabriel Goliath gekanselleer omdat dit na Gaza verwys. Die DA wil hom by die openbare beskermer verklaar vir magsmisbruik. En dan die 2 oseane aquarium met 'n reuse sonvis van 1 ton gered wat in 'n droogdok in die Kaapse hawe vasgekeer was. En dis van jou Suid-Afrikaanse nuus vanoggend hier op Stroom op.